Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Ons trek by die 14de boodskap van ons Desember uitdaging waar ons kyk na vroue uit die Bybel uit. Nou vandag se twee vrouens is nou nie vrouens wat ek dink enige een van ons eintlik oor wil leer nie. Dis vrouens wat ons vermy, dis vrouens wat jy lees en jy dink, "Wow, bly weg." En dit is Isebel en Atalia. So as jy ooit vir jou kind 'n naam gee, bly maar weg van daai name af. Dit is skokkend wat hierdie vrouens gedoen het, hoe hulle geleef het. Maar wat meer skokkend is dat daai gees wat Atalia en Isebel gehad het, 'n gees is van dominansie en manipulasie en wat ons in vandag se wêreld oral om ons sien. Dis 'n demoniese mag wat van daai tyd af deursprei tot vandag toe. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die agtergrond en omdat dit so diep en groewy boodskap is, gaan ek my notas naby hou om nie af te wyk nie. Goed, koning Agab was getroud met Isebel. En Isebel het deur manipulasie het sy eintlik sy beheer oorgevat. En sy het hom beïnvloed om keuses te maak en besluite te neem. Sy het nie self die swaard in haar hand gevat nie, maar sy het ander beïnvloed om vir haar te veg en om dan deur haar skelmstreke en haar manier van oortuiging om ander dan te oortuig om in duisternis te val. Nou in daai tydperk het hulle Baal-aanbidding gedoen en Baal-aanbidding ingebring. En dit het vermeng geraak met aanbidding van God, né? Die God van Abraham, Isak en Jakob. En in daai tydperk het hulle offers gebring aan Baal. Ons sal lees, dis daar waar ons lees van Elia wat die Baal-profete teen die Baal-profete gestaan het en hoe Elia dan die offers gebring het waar die vuur uit die hemel gekom het en die water, al was daar water in die slote. So dis in daai tydperk wat daardie verhaal inpas, né? So dit was in koning Agab en koningin Isebel se tydperk gewees. So hulle het nie meer geglo in God alleenlik nie. En Baal-aanbidding het baie duistere dinge ingesluit. Daar was homoseksualiteit betrokke, daar was offers van jou baba gewees, 'n klomp duistere dinge wat tot vandag toe wat mens hoor wat in duisternis geskied. Daai selfde gees wat opereer. So hierso die kenmerke van Isebel en ons lees hier in 1 Konings 18 vers 4 en doen jouself 'n guns, gaan lees self op en vra die Heilige Gees om met jou te kom praat en te kom lei. Ek glo daar is baie wat hy uit vir ons wil kom leer en partykeer skerm ons weg omdat dit so duister en donker voel. Maar ons moet die Ou Testament verstaan om te kan verstaan hoe daai lyn deurwerk tot vandag toe. So Isebel vermoor God se profete. Sy jaag Elia en lei dat jaag hom tot depressie. Onthou Elia gaan lê het onder die boom en hy wou nie meer lewe nie en hoe die kraaie vir hom kos aangedra het. Sy gebruik bedrog en valse getuienisse om Nabot te laat sterf, om sy winger te bekom vir haar man Agab. En sy gebruik gesag om persoonlike begeertes te bevredig. 1 Konings 19 vers 3 sê, en toe Elia dit sien, het hy hom klaar gemaak en gevlug vir sy lewe. So Isebel het mense gemanipuleer om haar sin te kry. Mag was vir haar belangrik, status was vir haar belangrik. Sy het haar omring met mense in magsposisies, in statusposisies. Sy het die oënskyn gehad van vreeslike godsdienstige, wonderlike vrou, maar sy was misleidend en manipulerend. En ons kan dadelik vir onsself sê, "Sjoe, hoe baie sien ons dit net een vandag nie?" En partykeer sien ons nie dalk daai in onsself dat ons ander manipuleer nie. Daai gees van manipulasie is 'n gees van Isebel. So as ons dink aan baie keer wanneer jy vir iemand sal sê, "Nee, maar as jy nie dit vir my doen nie, dan gaan ek nie daai vir jou doen nie." Dan is die Here vra om ons te kom vrymaak van hierdie mag van Isebel. So dit kom so fyn in, maar alle manipulasie is dit wat Isebel voorgestel het. So die teenstellings tussen Isebel en Elia was duidelik. Elia verkondig bekering, Isebel haat berou. Elia verkondig geregtigheid, Isebel weerstaan geregtigheid. Elia spreek in God se vryheid,
Isebel begeer beheer. Elia wandel in nederigheid, Isebel lewe in trots. Elia soek God se wil, Isebel gebruik bose middele. 2 Konings 9 vers 22 sê, wat? Vrede, solank die hoerery van jou moeder Isebel en haar towery so baie is. Nou daai paar punte wat ek vir julle genoem het, moet ons regtig eerlik vir onsself gaan vra, is daar Elia hart in my of 'n Isebel hart? Is ek soekend na nederigheid of is ek soekend na trots? Probeer ek op God se manier dinge doen of wil ek my eie manier doen? Wil ek dinge twist sodat dit my manier gaan? Spreek ek in God se vryheid of probeer ek beheer oor mense toepas? Ek dink baie van julle het al gehoor as iemand sê, ek is in beheer, ek luister vir net myself, ek gaan nie laat mense oor my loop nie. Daai is 'n persoon wat optree, dieselfde as Isebel, en nie uit 'n Elia hart uit nie. So vra vir jouself en gaan skryf dit neer in 'n joernaal, sodat ons bidend kan wees. Onthou, Isebel 'n hart wil nie berou hê nie, maar Elia hart wil berou hê. So mag ons regtig soos Elia wees en die Here se wil soek. Mag ons berou soek, want dan is ons besig om God se wil na te streef en na te leef, waar Isebel hart teen God draai en eie wil en eie trots soek. So kom ons gaan lê dit neer, en dis regtig iets wat mens bidend moet doen in jou binnekamer, om te gaan neerskryf en eerlik met jouself te wees. En te vra, Here, waar is ek besig om dalk my man of my vrou of my kinders of my kollegas of my vriende te manipuleer? Waar is ek op slinkse maniere besig om my wil en my sin te kry? Waar is ek nie besig om God se wil te soek nie? En dan kom God se oordeel oor Isebel. En God se woord staan vas. So Elia profeteer in 1 Konings 21 vers 19. Op die plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal die honde jou bloed oplek. En dit word letterlik in 2 Konings 9 vervul. Jehu het haar by die venster uitgegooi en daar het net 'n paar beendere van Isebel oorgebly. So geen beheer, manipulasie of geweld kan God se oordeel vryspring nie. Nou julle, daar stop dit nie. Isebel is toe nou dood, jong. Daar het net 'n paar bene van haar oorgebly. En sy en Agab het 'n dogter, Atalia. En Atalia is 1000 keer erger as haar ma Isebel. So dit gaan net aan. Sy dra dieselfde gees. Maar nou in Juda, God se verbondsvolk. So julle weet, soos wat ons van die vrouens geleer het, loop dit deur daai bloedlyn na Jesus Christus toe. So 2 Konings 11 vers 1 sê, toe Atalia sien dat haar seun dood was, het sy opgestaan en die hele koninklike geslag uitgewis. Nou hoor mooi, Atalia het haar kleinkinders laat doodmaak, haar kleinkinders. Sy vestig Baal aanbidding in Juda en sy steel die troon wat nie aan haar behoort nie. En die ironie van dit alles is, haar naam beteken God is groot, maar haar lewe weerspreek dit. Sy lewe nie in die belofte wat eintlik oor haar naam was nie. Maar God het met Atalia in daai tydperk, het hy 'n verborgde plan gehad. Hy het sy nageslag beskerm en hy het toe 'n oorblyfsel beskerm. So daar was 'n vrou gewees, en ek moet haar naam nou reg uitspreek, Jehosiba. En ons lees in 2 Kronieke 22 vers 11 weer van haar. En sy het vir Joas beskerm, toe hy 'n klein babietjie was, en sy het vir hom 6 jaar lank om die tempel weggesteek. Dit laat my baie dink aan die verhaal van Moses ook, nee, hoe God sy volk beskerm, hoe hy enetjie uithou om daai volk te beskerm. En in daai tydperk het die priester Jojada 'n heilige opstand gelei. En Joas word toe as koning gekroon. En in 2 Kronieke 23 vers 21 staan daar, en die hele volk van die land het bly geword en die stad was rustig. Maar Atalia roep toe uit, verraad, verraad. Maar dit was nie verraad nie, dit was God se herstel. So, dit is die agtergrond van hierdie. Wat is die praktiese lesse wat ons hieruit kan leer uit hierdie 2 vrouens wat so boos was in lewens? Die eerste een is wees skoon gewas. En ek lees vir julle hier Johannes 14 vers 30. Die owerste van hierdie wêreld kom
en het aan my niks nie. As die vyand iets in jou kry, kry 'n vasdraplek, kry 'n houvas. So maak seker dat jy skoon gewas is. Dis daar waar ek gesê het, vat jou joernaal, gaan skryf neer, gaan doen dit in jou binnekamer. Here, waar het die vyand vasdraplek in my lewe gekry? Waar is daar 'n vorm van Baal-aanbidding in my lewe? Afgodediens. Waar is daar soos met Isebel en Atalia in my hart 'n verdraaidheid van manipulasie waar ek teen u eintlik werk in plaas van saam met u? Die tweede een is moenie kompromie toelaat nie. Privaat kompromie word openbare struikelblokke. So hoor dit mooi. In Hooglied 2 vers 15 staan nou vang die klein jakkalsies. Julle, wanneer ons 'n kompromie met die duisternis sluit, dan is ons besig om 'n struikelblok te word vir die mense om ons, wat dalk nog nie Jesus Christus ontmoet het en gevind het nie. So, of wat dalk nog jonk in geloof is. So kom ons pas op om kompromie te sluit. Kompromie met Baal-aanbidding, met afgodediens, met die gees van die wêreld en die gees van manipulasie. Die derde een, ken jou geestelike wapens. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, die wapens van ons stryd is kragtig in God om vestings neer te werp. Ons veg nie mense nie, ons weerstaan geeste en houdings. Onthou dit, veg geestelik, moenie mense weerstaan nie. Gaan in jou binnekamer, neem jou wapenrusting op en veg die gees van die wêreld, die anti-kris gees. Hierdie gees wat van Isebel wat wil manipuleer en wat ons wil oordonder, wat op die eind van die dag soos Atalia wat God se nageslag wil uitwis, gaan veg daai gees wat jou wil stilmaak en jou wil keer om in God se koninkryk produktief te wees. En dan die vierde een, die laaste een, moenie die gees van die wêreld verdra nie. Liberale denke, rebellie teen gesag, wanorde in gesinne en sosiale media opereer uit dieselfde gees uit. Dit is net 'n jassie wat dit aantrek, 'n ander jassie, maar dis dieselfde gees as wat Isebel en Atalia gehad het. Romeine 12 vers 2 is 'n bekende vers, maar dit sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word vernuwe deur julle denke. So my opsomming van dit alles is, Isebel en Atalia se stories eindig dieselfde. Hulle het mag sonder God en dit lei tot vernietiging. Ambisie sonder onderwerping bring dood. En God se beloftes, moet jy weet, kan nooit uitgewis word nie. God bewaar altyd 'n Joas. Is jy 'n Joas? Is jy opreg soekend om God se koninkryk weer te vestig soos wat Joas was? Al was hy jonk en klein, was dit sy hart gewees. En God stel altyd weer sy orde vas. Die vraag is nie of jy teen die gees van Isebel veg of Atalia nie. Die vraag is, duld jy dit? Duld jy dit in jou lewe? Laat jy daai gees deur jou opereer, deur ander aan te val, deur God se koninkryk onbewuslik skade te doen. Sonder dat jy regtig besef waarmee jy besig is, doen jy skade. So kom ons wees regtig in aanbidding en in nederigheid en soekend vir die Here. Kom ons lê ons trots neer en gaan vra vir die Here, Here, waar is daar Isebel kenmerke en Atalia kenmerke in my lewe? Waar het ek uit hierdie gees uit gehandel en opgetree? En dan vra ons om vergifnis en ons kom vra die Here om ons vry te kom maak daarvan. En dan vrees ons nie 'n Atalia of 'n Isebel wat saam met ons in ons omgewing werk of leef nie. Ons trek ons wapenrusting aan en ons veg in die gees, want ons weet wie het reeds oorwin. En dit is nie die gees van die wêreld nie. Jesus Christus kom terug en hy kom met die swaard. Hy is die een wat oorwin het. En ons kan opstaan teen hierdie gees omdat ons op hom kan vertrou.